Okay, so, vandag is 'n interessante dag. Ons is by 'n Protea voorbereidingsdag, oefendag. En ons gaan vandag spesifiek hard hengel om 10 liter se pitte in te sit en voer. Ons hengel by die Nyl, maar ons berei voor vir Szeged in Hongarye vir die wêreldkampioenskappe. So ons het gister dit reg gekry om bietjie meer as 10 liter voer in te sit en nog steeds ek het blaas die hoeter 65 kg se vis gevang. En die gedagte is om 'n ritme te kry wat mooi werk en groottes van die cages ensovoorts te bepaal, sodat ons presies weet hoe lank wat vat. Ek het gister 176 goeie gegooi op 45 meter en op 10 meter. So, ek gaan nou begin en julle sal nou sien, julle kan net dop, ek sal praat soos wat ons aangaan. Okay. Goed, ek sal ook sê wat ek alles doen. Ek gaan begin deur op die 35 meter voer te begin insit. Ek gebruik 'n redelike groot cage en ek gebruik mieliepitte wat ons so 'n klein bietjie voer bygesit het sodat ons nie nodig het om hom te plug nie, maar om net so kan gooi. So ek wil 10 van hulle insit op daai ver afstand en 10 op die nader afstand. So daar's 1. Dan baie lekker, want ek druk hom net in. Is basies net pitte met so 'n klein bietjie boulyn feeder. En ek kan hom net laat val. Ek het breed aan, so dit is maklik om hom vinnig te trek, dat hy vinnig afkom. Ek hengel op 45 en op 10 op die swing-out. En dit is belangrik om ritme en spoed te hê. Ook belangrik om op die kool te hengel. Okay, daar is 3. Ek weet nie of julle dit kan sien daar waar ek gooi nie. So bietjie meer draai. Okay, daar is 3. Ons gaan 5 ure lank hengel. Akkuraatheid is belangrik. Nou is 'n meter. Dis my probleem met. Breed. Ja, as jy breed gebruik, moet jy baie seker wees van hoe jy dit doen. En van die goed wat ek wou uitsorteer, om seker te maak ek kry daai reg. Ja, wat ek nou nie gedoen het nie. Net hierdie lyn uit die pad uit kry. So hom net los kry. So. Nou, nee, ons sit met hom. Nou dis hoekom tweede stok het wat altyd gereed is. Gaan net eers 18 vir nou. Gaan die kort ene doen. Klaar reg met 'n groter cage. En dan swing ek net uit op 10 meter. Sien dan, sy op die jak.
En as ek kom inswing, sien ek 'n klaar tension hier so. So, klap hom klaar oor. En dan sit ek dit aan. 1, 2, 3. Kyk hier so, is klaar daar, tension. Klap hom oor. Klaar in. 1, 2, 3. En laaste een. Klaar regmaak en die hoeter gaan nou blaas. En ons begin. Nou is die hoeter presies reg vir hom. Net om seker te weet waar ek is, 'n rooi kookiepen is my 35 meter. Okay, en hom so sit. En hierdie kant af wat julle kan sien. Maak 'n bietjie beter, nou kan julle ook hier. Son mag ook so 'n bietjie sleg wees nog. Net gaan kyk. Ja, is nie te bad nie. Eerste vis? Ja. Mooi. Okay. So. Ons mielies is ook afgemeet. So ek het nou my eerstes wat my heavy feeding mielies was. Net ek gehad in my bakkie. So hy is nou klaar. Nou gooi ek my eerste uur en 'n half se pitte in. Dan weet ek moet volgende uur en 'n half deur hierdie bak kom. So daar sou 'n uur en 'n half se. Ek weet presies hoe lyk hy. Ook 'n paar hoekies gebind gisterand. Spesifieke hoekies. KM1. So hy lyk wel 'n hooftertjie opsit daar wat redelik lank gaan aanbly. Ek gaan nou net begin met ene met 'n Floro bleed, wat so 'n bietjie bloei. Okay, ons sê, so lyk. Ja, mooi vis, Arie. Okay, vis aan.
Belangrik, hy's 3 minute. Ook belangrik om te meet hoe lank jy speel aan die vis. So ons het ook hy gemiddeld 2 na 3 minute op 'n 2-3 kg karp. Dis waarmee jy moet vergelyk. So ons probeer om 2-3 kg karp te land in 2-3 minute. So jy trek hom redelik hard en so 'n relatiewe groot hoek. So nommer 10 is omtrent gelyk staan aan 'n ou uit. Daar is hy af. Sien, hard getrek. Is nou onnodig. Spesifieke ene is die rede hoekom ek 'n ander een gemaak het, want ek het nou gistersin gebruik. Ek was nie heel happy met hom nie. Ek kan nie te veel tyd mors met te lank beklei nie. My pen, ek het gister 45 meter gehengel vandag. Vis ook 35 meter. Kyk die karpers. Verskriklik baie karpers. As die karper byt. En die son so in die gesig. Seker maak jy smeer altyd. Lappies aan. Sunscreen lappies. Daar was nou 2 buite gewees. Is duidelik as die karpers kom in en dan veral hier so vroegoggend. Maar dis nie wat jy eintlik soek nie, jy soek die karpe. Maar dit maak nie saak vir die oefening se onthaalwe. Maak dit nie saak hier, daar's die byt. Vis is aan. Maak nie saak wat dit is nie. Gaan oor die oefening, veelheid vis, is af. Karpertjies is klaar daar. Eerste 2 vis af. Nee, ja. Nee, hierdie was nou 'n karper by. Die vorige ene was redelik goed. Uit hom hard gevat. Was 'n karp, maar ek het hom baie hard getrek. Net kan kyk wat is hy. Belangrik om eers weer te voer. Belangrik om die hoeveelheid voer wat jy het te manage. Nie te veel in die begin nie, jy trikkel, jy moet vir 5 ure lank het jy genoeg voer hê. So. Okay, stophorlosie, ons is aan. Ek het nou 1:55 gebruik. Van die vorige gooi af, byt en weer aas aan. As die byt, ek weet nie of julle die byt kan sien nie. Is 'n karperbyt.
Ja, is no probleem, hy's onder die lyn deur, is fyn. Ek kan sien die kurpers hierso. Gee pad as jou vis weer deurkom. Hy? Ja. Mooi karpie. Sien, dis net daai 10 meter verder wat jy nou is. Ja. Armand vang mooi karpe. Dis net 10 meter verder. So waar ek in die kurpers is. Right. En 'n half minuut, wat te lank. Hem klaar gereed. Gevoer. Kan ek dadelik gooi as ek wat klaar is. Lucy. Dan was dit nou 5 minute van my vorige gooi tot hierheen. Wat ek probeer handhaaf, is om ten minste elke 5 minute te gooi. Of al vis aan is of nie aan is nie, elke 5 minute een voer en gooi. Hy 45 spin baie beter in die begin, hè? Ja. Ja, ek het gister met daai 45 ook dadelik. Ook so 'n bietjie gestoei. Herman nou ons die derde vis. Dit is net 10 meter se afstand.
En hy byt, kurperbyt. So die doel van vandag se oefening is 'n bietjie anders. Maar nog steeds daar as hy byt is beter. Mooi. Oké. Hoek in my vinger. Dat is beter. Een hoofder op daai ene, sit ek hom hier langs die kant in. Bange vis vat hom om dit hier oor die kant kry. Karper man. 3 karpe. Well done. En ek gebyt op 3 minute. Is heeltemal goed. Met hom land voor 5 minute. En weer voercage gooi en weer ingooi. Binne die kortste moontlike tyd. Daar is hy op die leader. Jy sal sien ek hang hulle baie sagte stok sodat ek redelik hard kan trek. Al is die vis groter. Ek het gister meer as 10 kg baawer geland met hierdie sagte stok. Ek hang ook met my drag so bietjie los, redelik styf, maar net dat as hy hom vat, ek is nog steeds op die backwind. Klim my vis op die backwind. Maar as hy hom wil vat, wat hy kan, is 'n karpie. Dankie, Jessie. Eerste 2 visse allemaal af. Ek het ook 'n counter hier by my, so. Sê, 1. Presies 5 minute 28. Nou gaan ek 2 gooi. Ek gaan 2 cages gooi. 1 met net pitte. En 2, 3. Dan net so eentjie om te sak. En dan het ek gechopte pitte. So dit lyk. Ek het hom al gechop, maar hom sit ek net so 'n klein plug voor met die grondvoer. Hier by die Nyl gebruik ons my enhancer as grondvoer. Daai maak net so lekker wolk in die water. Ja, daar is nie baie om te eet nie, maar dit maak hy lekker groot wolk soos wat hy afgaan. Kry die vis in. En dan moet ek ook nou weer op die naby kom. En gooi pitte. Gister in die laaste uur het ek 'n paar groot visse gevang, nie so voor, maar dit moet ek die hele dag hier voorgevoer het. Het ek 'n paar mooi dik karpe hier gevang op die uitswaai. Die laaste uur toe kom hulle in.
Ek het ook 'n mooi groot barber gevang. Ook belangrik vir my om as die wind nie waai nie en die lyn lê so op die water om hom net te trek dat hy onder die water ingaan, dat hy net nie so op die water dryf nie, dat hy onder is. Maar of julle daai kan sien, kan julle die tip sien. Ek hoop so, lyk so. Dit is nou 8 minute. En in die 8 minute het ek gegooi, 3 minute gewag vir die byt, vis geland, 2 cages diep gegooi, 1 naby, as aan weer in, alles in 8 minute. Dit so bietjie afkry na so 6 minute toe, waaroor die oefening gaan. As jy buite vinnig is en is binne 'n minuut, kan jy daai alles in 5 minute doen. Terwyl ek hier sit, maak ek al klaar weer die volgende cage vol, of eintlik die mold. En nou so, die bytjies, dit is kirpers. Nou die kirpers op die 35 meter is 'n bietjie meer van 'n probleem as op die 45, maar kom nou spesifiek 35 oefen vandag om my muscle memory te kry en Ziggy gaan ons daai 35 redelik hengel, daar is die byt. Kyk kom. As die vis aan. Dis 1 minuut 15 sekondes, my byt. Dis nie 'n kirper nie, dis 'n karp. Of is 'n mooi kirper. By hom nou kom die mooi kirpers uit by die Nyl. En sal sien as ek hom so hard trek, is 'n bietjie los, maar nie baie nie. En ek is op die backwind, ek kan hom lekker beheer. Ek wil eintlik, terwyl ek hom beklei, wil ek glad nie hy moet loop met die drag nie. Ek wil hom net op die backwind hê. Te veel drag, wen jou lyn op. As jy hom te veel speel op die drag, dan eventually na 'n dag se hengel of 'n halwe dag, 3 ure se hengel, dan begin jou lyn so twist. Nou nie daarvan nie, so ek wil hê jy moet hom soveel as moontlik op die backwind speel. Maar hiervoor as jy besig is om te skep en veral jy met die een hand gebruik om die katrol vas te hou en dan te skep, en as hy dan hierdie groot karp sy kop skud, dan kom hy af. Dan vang hy jou onkant. So, as ek hier naby kom, stel ek die drag net so bietjie losser. En omdat ek 'n quick drag gebruik, is dit baie maklik. Kwart draai en ek weet ek is daar. Sien ek beklei hom maar redelik hard. So nou en dan kom hy af, maar oor die tydperk van die hele dag se hengel maak dit vir my nie saak nie, want as ek 3 visse of 4 visse verloor moet ek hom te hard trek, ek wil heelpad op die limiet wees. En as my hoek mooi gehaak het, dan is dit oké. As hy nie mooi gehaak het nie, trek ek hom in die eerste 10 meter trek ek hom af. Snaakse kop skud hierdie ding. Amper asof dit 'n groot karper is. Het gister ook baie barbertjies gevang hierso by die afstand. Gebruik 'n lang skepnethendel, 4 meter. Want ek wil hom daar skep.
Nou, waar hy die eerste keer sy kop uitsteek. Mooi vis hierdie. Sagte stok maak dat jy op die kleiner hoeke harder kan trek, sonder dat hy, as hy ruk. Die hele gevaar is elke keer as hy ruk. As hy sy kop skud, dan skud hy jou lyn, skud hy jou hoek. As hy hom net so gehaak het in die kant van die bek, so skud, mooi vis. Sien, nou het ek nou geslaap. Hy het klaar sy kop uitgesteek, ek op my eerste keer geskep het. Nou kry hy tweede asem. Mooi karp. Sien nou. Yes, otter van 'n vis. Ja, nee, dit is 'n mooi sak. Yes, kyk hierso. Dit is 6 kilogram. Vijf minute 47. Net gou. Rekorddoeleindes. Foto neem. Kyk hierdie karp, seker 5 kilogram. Ten minste. Kyk. So. Doen ek nou. Een cage pitte. En een cage chop. Nou my chop net 'n bietjie FX in. Nou hom laat ek tot ondersak, terwyl ek hierdie gereed kry. Yes, jy stompel daai cage. As nie eers aas in. Of eers 'n hoek nie. Ai, verloor jy hom. Ja, weet jy wat, ek het nie 'n probleem as mense so nou en dan een verloor nie, en jy kan hulle nie te sag speel nie, jy moet hulle maksimum trek. En so nou en dan kom maar een af en is oké. Oor die tydperk van 'n dag, die hoeveelheid wat jy wen, omdat jy om harder speel, is baie beter as die 1 of 2 wat jy verloor. En dan verloor jy hom nie. Jy moet hom hard trek, laat hy daar binnekant afkom. As hy nie mooi gehaak het nie, dan moet hy daar binne afkom en klaar kry. Net dit onderrotsak. Ek het hom nie presies op die haak gegooi nie. Ek hou nie daarvan nie, hy lê nie op die kool nie. So dan is 'n bietjie voertjie so meter kort, en ek wil nie hy met 'n meter kort lê nie. Die pellets is vandag beter, hè? Dit maak 'n groot verskil. En hier het ons die pellets aangemaak het, is net so 'n bietjie anders. Ja, jy moet hom, ja, gister moes jy nou klou hy lekker. Ok, ek het nog net 'n 35 gram feedertjie.
So ek nog net so 'n bietjie harder gooi. Dat is beter. Ok, 9 minute. En ek het 2 cages binne gegooi, een naby nog 'n feeder met pellets kort gegooi en 'n 5-6 kg karp geland. 9 minute later, ek restart hom. Tel hom op die counter. Ok. Een sakvis, een vis in die net. Alle visse by die nyl groter as 3 kg. Moet in 'n sak gehou word, maar vir ons doen einde, so maar dit nie kompetisie is nie, is net 'n voorbereidingsdag. Sit ek hom dadelik terug, ons teken hom aan 5 kg en that's it. Nog een verloor. Is jy op die QM's? Is jy op die QM's? Ja. Het jy 'n sleeve op die agterkant? Ja. Skuif jy daai sleeve bietjie vorentoe. Partykeer skuif hy terug. Dat vat hom, maar dat vat hom nie. Ja, kirpers is so snaakse buite. Ja. Ja, ek het gesien. En as die kap al goeie is aan, maar En dan kom hy dadelik weer af. baie. Ja, maar dis oké, is beter dat hy dadelik afkom. Kyk, ons is 1/2 in die game in. So 10 kg, nee, wat is dit, 8 kg in die sak. 2 verloor. Nie te great nie. Maar ek het redelik voer in wat bly gaan terugkom. So, hier genoeg voer in het, want jy altyd iets in die bank. Jy moet seker maak dat die voer bly ingaan. Veral by 'n venue waar daar baie vis is. So dit is belangrik dat daar heeltyd voer ingaan. Maar as jy byt, tipiese kirperbyt. Vinnig, hè? As hy mooi arrie. Sien, dis nie buite soek. Ja. Ja. Dis weet jy hoeveel asblikke is daar? Ja, asblik se deksel op die water. Jy moet van vol daai ouer aan rondloop en elke keer staan jy stil op die sloot. Ou met die asblik. Ou met die emmer. Sien, nou vat dit te lank. Op watter wafters is jy? Ok, ja, ek is ook Quickbait Gladiator. Hier nou hierdie Gladiator waftertjies. Baie lekker sagte wafter. Ek sit hom sommer met die rapid stop. Sit hom lekker op die hoek. Drie minute, te lank. Haal hom uit. Gee hom net so trekkie altyd. Ah, daar is die vis aan. Baie keer tel hy hom op en dan lê hy met hom vir al die kirpers. Hy lê met hom in sy bek. En dan sien jy die byt. Nou daai byt was op 'n minuut gewees. So dan sien jy die okay. Nee, ons het nie mekaar nie. Jy sien hierdie vis het op 'n minuut gebyt. En hy was aan en ek het hom nie gestraik nie. Kyk hierso. En hy het net met hom gelê. Kyk daarso. Kirper. So dit is belangrik om wakker te wees ook. Okay. Nou gaan ek nie weer chop by sit nie. Elke tweede keer. Chop by sit. Wie? Hoekom? Ja, tot hy vol. Sien het, ek het hom net so 'n halwe meter onder die watersak.
aftrekke kom. Val hy pitte. So showertjie af onderste. Ek het natuurlik ons spanbestuurder wat hier agter my sit en al die meting doen. Hy het nou vir my gesê daai vis moes ek eintlik nie geskep het nie, ek kon hom net ingeswem het. Wat waar is, maar hierdie kurpers, veral omdat hy aangebyt het of al klaar aan was. Toe ek uittrek, toe dacht ek, joh, dat ek net, as hy nie mooi gehaak het nie, dat ek hom eerder skep. Maar in die meeste gevalle kan jy daai oukie net inswem. Okay. Daai byt was op 3 minute, of nee, ek het nou 3 minute 20 sekondes, het ek besluit om in te trek, om net so 'n draaitjie gegee, toe sit die vis. Okay. En ek kom lekker hard gooi, in die klip, my stok vorentoe hou, wag laat hy sak. Dan so op die grond, nou maak ek die klip uit. Nou wat nou gebeur, omdat die karpe so op hy kol is waar ek die mens voer, hoop ek dat die karpe net agter die kol gaan wees. Daar is hy 6 minute. 2 voerbolle in, vis in die net en weer terug op die kol. Jy weet daai stok wat ek gedoen het vanoggend met die ja, met die braid. Nee, toe ek hom strike, toe sê breek ek die leader af. En toe gaan hy om die punt en toe breek hy my tip. Ja, braid, yes, ek moet nog my mind mooi opmaak oor die braid hoor. Ek weet, dit is lekker akkuraat vir die en as jy hom strike kom hy mooi terug en hy trek lekker. Ek weet nie. Kry hy raas by die spanbestuur hier agter hom met 'n meter links van sy klip kom. Ja. Ja. Ja, maar as hy nie mooi op die klip is nie, dan is hy daai halwe meter of meter kort. Dat is beter. Ja, is beter. Ja, dat is so 15 secondes, as dit so baie was. Ek kom neersit, dan maak ek seker die ratchet is bietjie los, dat as hy hardloop, kan ek hom vinnig uit die klip uithaal. Maar die oomblik as ek hom optel, sit ek die backwind aan, draai die ratchet heeltemal vas, die breek. En as hy voorkom, wanneer ek een hand moet gebruik, maak ek hom net los. Sodat as hy sy kop skud, dat hy so 'n bietjie drag het om mee te speel. Guide ook die vis links en regs. Julle sal sien partykeer as ek op die regterkant, afhangende van waar die vis swem, ander keer as ek op die linkerkant. Net om seker te maak ek guide omdat hy na die regte die voor my uit die water uitkom. Oomblik as ek my leader kan sien, dan is my leader. Draai ek hom kwart draai.
Nie groot vis nie. Sy het 2 kilogram karpe. Dat is perfek. Goeie vis om te vang. Nou het my waftertjie afgeklim. Okay, voer, pit. Hierdie pitte met die voer in werk perfek, hè? Jy hoef hom nie 'n plak te sit nie. Hy sprei nie, hy kom nie uit nie. Kom maklik uit die cage uit. Ja. Dit is asof hy voer om so 'n bietjie lubricate, omdat jy hom nie so hard hoef te druk nie. Ja, hy kom nog steeds maklik uit. Ja. En die choppitte kom ook, is ook lekker, hè? Ja, net 'n ander kleur. Yes. Nou, hy is 'n flippend slegte gooi. Hy is 2 meter af van die kol af. Dit is onaanvaarbaar. Ek dink het begin waai en ek het nie opgelet nie. Moet wakker wees hierso. Jy moet wakker wees met hierdie game, man. Okay, nou vat ek my ander stok met klare 'n wafter op het. Ek spaar tyd en dan gaan ek nou 'n wafter opsit op hierdie ander ene. En ook sien, gebruik nie dips nie. Zes minuten. Vis in, 2 bolle. Nuwe aas aan. Okay. Dan gaan we 'n nuwe wafter op hierdie ene. Ons is gereed. As ek hom nou nodig het, terwyl ek hom net gaan. Sê. Vis aan. 30 sekondes. Kry ek hom gedraai. Altyd belangrik om hom te draai voor die inhak slaan. Wil hom nie uithak nie. Maar as jy hom uithak, is geen probleem nie. En die lyne is rooi gemerk. So as hy uithak, soos wat jy hom inbring, maak jy hom net weer in. Oomblik as jy by die rooi merk kom, maak jy hom net weer in. Breek vas, backwind, speel die vis op backwind. Lekker hard, is 'n sagte stok, so kan hom hard trek, en as hy sleg gehaak is, sal hy in die eerste 10 meter afkom. Die spanbestuur hier agter, hulle hou dop, hulle elke keer as ons gooi, dan teken hulle aan. Die gooi, die tyd wat dit vat, die akkuraatheid. Dis gister het hulle vir my presies gesê, 176 gooie gegooi, 30 vis gevang, 65 kg. En die vis kom so bo op die water. Ek moet presies sê wat is die gemiddeld. Weet ek het meer as 10 liter se pitte ingesit. So is belangrik om te meet is om te weet. So jy moet weet presies wat jy doen.
Jy wil op 'n hoë vlak kompeteer, moet jy ingeoefen wees. Jy moet nie wonder, is ek nou voor, is ek nou agter, het ek genoeg gevoer? Ek weet nou presies, by 1 uur en 'n half moet hierdie tab klaar wees, want dan gaan ek my 10 liter pitte uitvoer in die regte tyd. So as ek nou sien, ek is raak 'n bietjie agter, maak ek net die cage groter waarmee ek voer. Ek gooi net 2 keer elke keer. Ek kom mooi vas. Sien, reg wees met die skep net as hy karp sy kop die eerste keer uit te teken. Otter. 2 minute, 4 kilogram karp. Vier. Dat is beter. Dat is cool. En nou vir julle wys. Nee, ek sal dit nou doen. Wys presies hoe ek die voer aansit. Hierdie wafter nou halfpad uitgekom. So op sy laaste vis. Op sy laaste vis. Vijf minute is wat ek wil hê. 5 minute, 4 kilogram karp, 2 voerbolle. Hy het daai ding geslaan op die pad af onder toe. Een wat ek gegooi het, hy het hom geslaan soos wat hy sak onder toe. Hy het met hom geswem, teruggeswem. En ek weet nie of hy hom gaan reg hê nie. En hy het daai ding nou gevat. Daai is nou nie great nie. Hy het net gevat. Wat onder toe kom, gee hom net so 'n draaitjie. Dan net so 'n bietjie terugtrek. Ek dink hy was nie lekker nie. Het hom opgetel terwyl hy gesak het onder toe en met hom geswem. Ja nee, en die aas is af. Ons gou die aas.
Ek sit dubbel skien pellets aan die onderkant, grondvoer op die bokant. Nou nie eers weer 'n kuis gegooi nie, want dit is in 2 minute uit die water. Ag, jene libbe. Ek kom uitgehaak. Hier is my haak. Ons hoop ons nog voer aan, en net vir so 'n rukkie los. En toe hy nou val tot ek hom uitgehaak. En hy is nou sleg, ek het 3 minute gemors en ek het nie vis nie. Dis foute. Dis foute wat mens nie moet maak nie. Wat ek ook wil doen, 'n asie maak wat ek langer kan opbly. Ek vat 'n harde waftertjie. De wafter boor hom 'n gaatjie deur en sit ek die rapid stop deur. Die Legends Legacy series se waftertjies en met feeder pops dink ek. Ja. Feeder pops is 'n lekker sagte en hy's 'n hookable wafter. Jy kan hom op gewone hoekhaak ook, het nie nodig om hom op 'n heer te sit of iets nie. Hy kom 'n bietjie makliker af op die spike. Maar hy los ook so 'n bietjie op en hy bloei mooi, het 'n mooi bleeding trail. En as hy byt, kom uit, vat hom. Okay, so ek gaan na 'n uur, so omtrent 'n uur, gou nog 'n vis vang, of julle 'n paar dinge wys, en dan as ons begin hengel op die naby afstand, bietjie later. Is ek af. Karperbyt gewees, ek sien net so tap. Gou nog voer, nog een vis vang. En gou 'n paar goed wys. Ook tyd vir 'n bietjie chop op die kool. Belangrik om jou afstand wat jou cage van die stok se punt is as jy inswing, om hom reg te kry dat hy elke keer two-hand is, elke keer presies, dat jy hom kan vang, dat jy nie tyd mors met dit nie. So dit verg ook so 'n bietjie oefening. En dan moet hy ook daar wees, om elke keer kan vang. Dadelik hier om kan draai, sien hy's regte afstand. Gaan vir julle iets wys hierso. So ek vat, seker maak ek kan dit reg sien hierso. Vir die eerste
Mold met pellets, druk hom lekker hard vas. Dan dik voer wat maar enhancer is. Nou hier, as hierdie ding nou nie heeltemal reg nie. As hy. Dan sit ek my asie binne-in, druk hom so 'n bietjie in. Sit die voer bo-oor. Druk hom lekker vas. My stok se punt, soos wat hy afsak onder toe, sien jy sommer maak hy so 5 minute. Byt gehad, 2 keer gevoer, maar glad nie vis gevang. So, dis dat. Wil dit nie, soek nie dat nie. Elke liewe gooi met 'n visriete. Moenie gooi hê sonder vis nie. Daar is sekondes, tyd vir die byt. As die byt. En so maar sien my, is al om die feeder, kan het sien op die stok se punt. Soos wat die vis in die lyn vasbind, hulle vinnetjies raak die lyn. Soos wat hulle daar wy, tel die pitte op, gaan aan, raak aan die lyn. So nou moet hy net op hy voer pellets kom eet en die water vat presies op die pellet. Ottervis. Mooi. Kom, boet, kom. Wat is jou byttempo? 2 minute, ja. Ok, ek op die oomblik op 3. Maar ek dink hy 2 minute is nie 'n slegte roep nie. Myne is nou op 2 minute, so hy moet nou loop. Ok. Door mondwerk om so 'n bietjie anders te as ek. Mooi van gooi 2 keer. Gooi 2 minute, as jy nie vis gevang het nie, gooi weer. Nog 2 minute. Dan gooi jy 2 binne, 2 naby, gooi weer. Vang 'n vis. Al die myne nou 2 minute 30. Dis bietjie lank. Hulle wys. Kyk gou hier so. Dis so dit lyk, hier is die pitte met 'n bietjie voer tussenin. So al wat ons gedoen het, ons het Bowline se feeder gevat en droog saam met die pitte gegooi om net deur te meng. So die pitte se vol maak nou dat daai oudjies net so. Kyk al, maak so mooi is los. So hy lyk. En hierdie is gechop, spitte wat net fyn geslaan is met 'n chopper. Bietjie FX in. Okay. Dis tyd om my binneste kol te laat rus. So wat ek nou gaan doen. Of julle wys.
Sien ek het hierdie stok nou amper 4 minute laat lê en dis onnodig. Eintlik moet mense dit glad nie doen. Met die gesels. Ja. Gaan weer binne voer. Paar hier naby, nog een keer daar binne gooi. Belangrik om te konsentreer om elke keer kolletjie raak te gooi. Don't compromise, moet nie te haastig raak nie. Keep your composure. Wees rustig, fokus elke keer voordat jy gooi. Don't rush it. Okay, nou gaan ek sommer so. Daar is die mooi. Gaan nou my stok se punt. Belangrik om tension te hou. So, as jy hierdie ouetjie vang, bietjie korter, dat hy daar is. Genoeg tension het, klap klaar oor. Dat is te veel. Focus, lieve, focus. Sien, daar het nou hopeloos te veel tyd gevat. So wat ek ook altyd doen, ek draai hom hierso, dan weet ek daar waar hy is. Ek hom so in die hand kan vat en hom redelik draai. En as ek hierdie swing out doen, dan staan ek ook elke keer op. Dan kan net 'n bietjie daai hoogte. Ek kan dit net 'n bietjie beter doen. Nou met die swing out hier voor, waar ek nie om te akkuraat te wees nie, want ek soek so 'n bietjie van 'n spread hier voor. Ek is so net baie voor hier voor, dan kan ek nou terugkom en dan kom begin hengel. Ai, kom uit. Dis hy. Sien hy is op die inhak, daar is hy presies onder, presies akkuraat op die kol. Die lyn onder die water kry. Sy. 8 minute. Dan het dit nou, dink 5 of 6. Kijk, is hier gegooid en 2 daar binnen.
So 'n bietjie harder werk op daai 45, hè? Dis so. So 'n bietjie harder werk op die 45. Maar ek, Ek sê ja, dit is so dit is daai 10 meter verder is ja. die verskil. So die vraag is as 'n mens nou omhengel, vir daai ekstra effort en die bietjie meer tyd wat dit vat, lewer hy groter vis. Ja. Dis altyd die vraag. My dieper kol het nou bietjie. Myne is nou stiller. 1,5 minuut. Kan sien as aksie. Okay, so wat ek nou so lank kan doen. Kan so lank die stok wat ek hier voor my wil vang gereed kry. Nou die reëls het verander. Voor jare kon jy dit nie doen nie, maar nou kan jy alreeds altyd kon jy aas opgehad het, maar nie voer nie. Nou kan jy 'n spaarstok gereed hê met voer. Dan is hy gereed vir die volgende gooi. Julle sien hy buitekantste kol raak so 'n bietjie nervous is asof hulle nie meer behoorlik eet daar nie. En nou kyk wat hier voor gaan gebeur. Twee minute 40. Ja, hy is baie sag hierdie stokkies, is die Ascensions. Baie sagte stok. Lekker muddy stokkies. Ja, hy gaan mooi wees vir die muddies. Ewe skielik is hulle dood dan. So as hy so raak, dan verander ek hom. So gaan hom so 'n bietjie daai kolkans gee om te rus. Ek gaan hom ook nie voer nie. Vir die volgende ruk, ek gaan net hierdie stopperlosie begin. Ek wil hom vir 'n halfuur nie voer nie. Okay. Met swingstrop. Seker maak ek merk hom. Ja, so groot vis daai Ari. Tip wat ek het. Om die lyn te merk altyd, jy wil hy moet op die puntjie van hierdie merker wees. Ja. So ek sny hom net so keep in dat hy mooi maklik is om op die lyn te merk. Ek wil vir julle 'n paar goedjies wys. Kom ons begin, sorry vir daai. Ons wys gou vir julle Armand se vis. Wat ek eintlik wou wys wat hier aangaan. Kyk ons. Kyk al by daai stuk. So, goed. Nou verder wys. Sorry.
karper. Ja, Armand mooi. Dis 'n dikvis. Hier is 'n karper. Hy is 'n sakvis, né? Ja, sak. Voordat jy hom teruggooi, wil ek hom net gou vir die kamera wys. Ja, karper. Ons het dit nou gedeel dat dit uur en 'n half is. Ja, want ons het dit uitgemeet en presies opgedeel. En een ja. Gister het ons op 'n uur het ons nuwe goed ingesit. My sê as jy die vis gaan wys. Okay. Sy. Ai? Ja, net voor jy hom terugsit. Kyk hy otter. Hy is 'n groot vis. Hy is 4+ man. O nee, hy is nie so groot nie. Okay, maar hy is nog steeds 'n baie mooi vis. Okay. Is 'n kipnetvis, ja. Goed, gaan vir julle hier wys wat hier aangaan. Daar is my ouetjie wat ek elke keer as ek gooi, daar is stopperlosie. Daar is my karpe in die net, daar is my sakkarpe. Daar is babers, daar is kirpers. En daai ene is as ek nou 'n spesiale, soos daai ene gaan ek nou 'n halfuur laat loop. Voordat ek weer daar binne gaan voer. Okay. So, daar's nou 2 kirpers. O nee, ek het 3 kirper verloor. Okay, onthou my nou net, dat ek dit nie weer doen nie. En ek gaan julle presies verduidelik hoekom ek hom verloor het. En ek het dit gesien voordat ek gegooi het en toe is ek te lui om dit reg te maak. So op die haar is daar 'n sleeve. Nou daai sleeve skuif baie keer agtertoe. As hy agtertoe skuif, dan is daai angle nie reg nie. En dan haak hy nie mooi nie. En ek het dit geweet die oomblik toe ek hom insit. Dus ek besig met die mold en die voer en dis te lui ek dacht, okay, kom ek sal dit op die volgende gooi doen. Verloor ek die vis. Dit het nie mooi gehaak nie. Don't compromise. Ja, as die byt klaar. Dit is baie. En as hy het so doen. As die
kurpers hier so byt, moet jy hom sommer met jou in die hand sit. Help nie as jy sit hom neer nie, want hy stamp hom en dan los hy hom. En as die lyn slaap, so as jy hom in jou hand hou, dan kan jy dadelik die tension ophou. Alles. Nou het hy mooi gehak. Presies in die onderlip waar hy moes. Kyk. Kyk, ek het hom gedruk vir 2. Check die sleeve is reg. Pellets onder, voer bo. Ek gaan nie nou weer voer nie, want ek het nou net 6, 7 cages daar gesit, so gaan gou eers bietjie vang. Sien, nou sit ek hom sommer met so in my hand. Nou kan ek die punt mooi wat julle kan sien. Uur en 'n half. As hy byt. Die kurpers nie dadelik byt nie, is daar ook 'n baberde. Stadiger byt ook. Kan sien. Liner. Klein bytjies. En sal dit waarskynlik nie kan sien nie, kom ek maak so. Dis net daai tip uit die water uit het. Okay, dan kom hulle nou by die asie uit. Nou wat ek nou gedoen het, hierdie keer my asie was bietjie diep begrawe. Ek gaan hom nou vlakker begrawe vir die volgende keer dat hulle vinniger by hom uitkom. Want ek het hom ook baie hard gedruk. Omdat die eerste cap, toe ek hom wil afhaal, toe kom die hele ding af, toe druk ek hom harder. So nou die probleem is, hy lê nou te diep. Hy lê al 'n minuut en 'n half. Moes al lank al gebyt het. Is fyn as jy vir die groot karper daar agter hengel. Maar as jy vir die kurpers hengel, moet hy dadelik beskikbaar wees. Ek gaan dit gou oordoen. Net gou goed trek.
vlakker sit. Dit net bo op lê. Ook sagter. Ek hoop julle kan hy tip sien. Vis aan. Karper. Mooi karper. Die karper se kop bo kry met jou bo. Oké, dit is die dag. Wat is daai, die karpers? Ja, dis die karpers. Hier sit 'n paar karpies in. Ek het baie van die karpe teruggegooi as gevolg van die groter drie. Ses karpe. 3, 4, 5, 6, 7. Kan jy net help asseblief hierdie flippin mic spat pap nou. Ek staan te diep in die water, as te veel water is. Is dit 7 of 8? Seven. Niks meer onder vis. $16 kilos dink ek. Dankie, Ari. As hy gaan gooi hulle terug, gou hardloop. Wat is daai karper? Drie kilos. Mooi. Ja. Ek wil net gou. Ja, daar is te ver. Net die vir die kamera. That's okay. Net oor hier. Dis dit.
is 'n rooibos, hè. Dis 'n rooibos. Ek sien die rooiboskerper. Gaan hom apart weg. Kijk weer even daai kant toe. Daai nommer is nie 50 daai. Ja. Ons kyk dit dan. 21. 26. Meneer, los hom vir my buitekant. Dat is dan 27 maak. Ja. Kijk, dit is dan daai is 28. Dis met so. 29, 30. Sonder daai en daar is daai net minus. Ja. Dis 31 gewees het. Dis nog. Kyk. 32. Nee, is 31. 32, 33. Ja? Ja. Ja. Ek wil net gou 'n foto. Nee, ja. Ek wil net gou 'n foto neem. Dan moet ek ry op. Ek wil net gou hierdie apart weg. Hier is 'n rooibos, hè. En dan nog een bij. Ja, maar dat is kleiner. Daai is 'n besonder, daai is 'n ja, 93. dis 'n PB. Als je immer. Dis 'n PB. My grootste rooibos sover was 1.5. Hy is 1.93. Dis 'n massive rooibos. Het gaan van Werner naar Het is gewoon definitief van Werner naar Van Werner nou voor die camera naar gaan net die mic uit. En dis my grootste Nilo ook. Oor die 3 en 2 kg. Gou vir my 'n foto neem asseblief, Arie. En ik voorraad gewoon een keer keer. Ja, zolang die mic afgaat. Nee, voor die mic net. Ek het net daarbo. Yesie. Okay, julle is so normaalweg in 'n kompetisie. Hou ons net 20 kurpers per sessie. So hierdie was nou 'n spesiale oefening geweest. So ons het die tempo gedoen. So hierdie gaan nou alles baie mooi veilig terug. Dit is hoekom ons so 'n bietjie meer as 20 is. Maar normaalweg in 'n kompetisie is daar 20 per 4 ure sessie. So hierdie was nou 'n 5 ure sessie met so 'n bietjie ekstra. So hulle gaan nou mooi terug. Ek het nou 'n nylkurper van oor die 3 kg gevang wat my persoonlike beste is. En 'n rooibos van 1.94 wat 'n persoonlike beste is en 'n besondere groot vis. Vir 'n rooiboskurper. So nou gaan ek die PB ding moet doen. Cheers, dankie dat julle saam gekyk het. Net op onze rug naar. Jy kan my gooi net daai rol. Dit is Sorry. Wat is nog een Werner hier? Hey! Sta je recht? Yes, jy mos 'n groot rooibos. Ja.
Dan het ook al so rooibos, dat kyk die kleiner enige van. Okay, hy was tussen 65 kilos en ons was beperk. Ons mag nie verder as 35 meter gehengel het nie. So as jy kan nou nie glad nie daai dik visse daar agter van nie. Maar is net nie Kom ons kyk hoe het Armand gedoen. Dis die Armand, wel dan. nie kakkie so pos. Karpe dan nie? Wat is staat hoor? 30 kilos. Kolom daar. Hy is 31.7 maar 30 wat die minus die ja, so 30 kilos. 1.5 haal ek af of 1.3. Ja, so hy 30 op die kop dan. 30.4. Ja. Ja, staan nie nou so hulle wil wees maar. So ja. 4 5 6 7 8 9 10 13 14 16 17 19 20 21 22, 23, 24, 25 26 28 29 30 ja, my grootste rooibos is kilos. So hy dood nie en op daar is hy weg. Okay, ja sê, well done Harry.